Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie maandag, die 23ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is brood vir die siel, 0720202615. Jy weet, ek sit vanmôre so en ek dink, terwyl ek lees, dink ek na oor wat ek lees. Ek dink na oor wat in die wêreld aangaan en hoe baie mense bevrees is en net na die storms kyk, net na die probleme kyk. Maar ek wil jou vanmôre bemoedig met hierdie woord. Luister baie mooi, Matteus 7 vers 24 tot 29 sê vir ons die volgende. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Luister vir my mooi vanmôre. Christus Jesus is ons rots. Ons as gelowige mense, mans en vrouens, het nie 'n maklike lewe nie. Nie een van ons nie. Daar kom probleme, daar kom uitdagings, daar kom mense wat jou aanval, jou sleg sê, jou probeer afbreek en afkraak. En jy sien, dit is waar die verskil inkom. Wanneer jou geloof in Christus is, beteken dit nie alles gaan perfek vir jou uitloop nie, dat jy gaan net plesier hê, jy gaan net elke dag geniet sonder enige probleme. Jy sien, inteendeel, die tyd waarin ons lewe, beteken ons het groot uitdagings. Beteken ons kan besluit elke dag in ons lewe, teen die probleme wat op ons pad kom, gee ons op of bly ons staan. Want jy sien, die Here het nooit beloof hy gaan al ons probleme wegneem nie. Maar wat sy woord vir ons wel sê is dat ons moet hom vertrou. En hier sal sien ons, jy sien, in my kennis, in my ondervinding, is water, gewoonlik as dit vuil water is in 'n droom, beteken dit, daar's 'n waarskuwing van probleme. Miskien is dit vir iemand andersters, iets andersters, beteken so 'n droom iets andersters, maar vir my is vuil water gewoonlik probleme, en skoon water goedheid, goeie dinge. En wanneer ek hierdie lees van die waterstrome, nou hierdie is stormwater, dit beteken dis 10 en modderwater. So vir my sal dit wees simbolies probleme. En wat Jesus hierso sê is dat hierdie waterstrome kom, maar die huis bly staan want hy is op die rots gebou. Dit beteken nie jy moet nou daar langs die see vir jou op die rotse 'n huis gaan bou nie. Dit beteken jy moet jou geloof hou in die rots wat Jesus Christus is. Want hy's vas, hy's vasstandig, hy wankel nie, hy rol nie rond nie, hy val nie rond nie. Hy is Christus Jesus. Hy is die een wat vir ons gesterf het aan die kruis, vir ons sondes, sodat ons tot bekering kan kom, sodat ons sonde kan bely deur die kruis, en sodat ons wedergebore kan word, want dit is hoekom Jesus gesterf het aan die kruis en opgestaan het. Dis 'n hele nuwe wedergeboorte wat hy gesimboliseer het vir ons. En dis hoekom hy kom sterf het aan die kruis, sodat ons deur dit kan gaan, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. En dit is die Heilige Gees wat deur Christus vir ons die krag gee om staande te bly, omdat ons geloof in hom is. En elkeen, vers 26, wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Jy sien,
My en jou fondasie moet op Jesus wees. Ons lewe moet gebaseer wees op sy woord, want Jesus is die woord. Johannes 1 vers 5 en 1 vers 14. Jesus is die woord. So wanneer ons luister na sy woorde, wanneer ons hom gehoorsaam is, dan kan ons nie faal nie. En dit is wat hy vir ons hier beloof. Hy sê vir ons baie duidelik, daar sal storms kom in ons lewe, daar sal probleme kom in ons lewe, daar sal uitdagings kom in ons lewe. Maar as ons hom vertrou, sal ons staande bly, ons sal nie val nie, ons sal nie opgee nie. En ons prys hom daarvoor. Lees die res van Matteus 7. Lees die hele Matteus 7. Want dit is nie net opdragte nie, dit gee vir ons 'n wysiging van hoe ons sekere dinge moet hanteer. Dit begin deur te sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? En dit beteken jy moenie oordeel nie. Dit beteken jy moet regverdiglik oordeel. Dit beteken, jy moenie onregverdig iemand aankla nie. So as jy nie feite het dat iemand iets gedoen het nie, moenie hom beskuldig nie. Wanneer jy self iets doen, moenie iets vir iemand anders sê, maar jy moenie dit doen nie. As jy dit al oorwin het, dan help die persoon reg jou. Want ons almal het uitdagings in die lewe. Ons het almal iets wat ons 'n swakheid kan sien as. Een persoon was dalk alkoholist en vir hom is drank 'n swakheid. Vir 'n ander persoon het hy dalk groot geword en by sy ouers geleer om baie te jok. En dis dalk vir hom 'n swakheid en hy probeer om dit nie te doen nie. Ons moet regverdiglik oordeel. Luister mooi. Wanneer iemand vir jou sê, jy mag nie oordeel nie, wees versigtig vir daai persoon. Want soms moet ons oordeel, want die woord leer ons moenie aan tafel sit saam met sekere mense nie. Ons moenie doen wat ander mense doen nie. Maar bou jou fondasie op die fondasie wat Christus vir ons leer om dit te doen. Op hom, op die rots, sodat ons sterk kan staan deur elke storm, deur elke wind, deur elke waterstrome. So tydjie terug was daar 'n groot storm waar ek ook woon. En die mense om my se huise het water gekry, seker 30-40 centimeter diep, het dit deur hulle huise gegaan. Ek het gebid en ek het die shofar geblaas 7 keer en die Here gevra, hou my veilig, en die water het verby my gestroom, want hier aan die bokant van ons het 'n damwalletjie gebreek. Nie 'n groot dam nie, maar 'n groot genoeg plaasdam. En daai water het afgekom. En dit het 6 huise, -1, basies skade gedoen. Luister mooi, die water het verby geloop. Hoekom? Want omdat ek vertrou het op die Here, het ek voorsorg gedoen al voor die tyd. Want ek het gesien daar kom probleme. Die Here het my gewaarsku. So, luister na hom. Wees gehoorsaam. Sodat jou huis op die rots kan staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie dag, dankie vir die nuwe week. Wees met ons, beskerm ons teen die bose, Here. Dryf ons, Here, leer ons en gaan ons vooruit op ons pad. Wees ons genadig, Here. Laat ons huis op die rots kan bly staan in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.